Goeiemôre gemeente en maats. Soos julle sal sien, het ek vandag 'n normale wasgoed, skorrelgoed wassponsie hierso. Nou, as ons na sponsies kyk, kan die sponsies op twee verskillende maniere wees. Dit kan of hard en droog wees, of dit kan sag en nat wees. Nou maar, en as ons dan eers na 'n harde sponsie en 'n droë sponsie kyk, mens kan nie eintlik 'n droë sponsie gebruik nie, want daai is nie in sy ideale manier van sponsie wees nie. 'n Sponsie is gemaak om nat te wees en vol water te wees, sodat jy alles kan was en mooi kan afkry van die skorrelgoed af. En dan as jy 'n nat sponsie gebruik, is dit perfek, want hy raai goed binne hom wat daai vuil goed dadelik wegwas en wegvee. Nou as ons onsself vergelyk met sponsies, werk dit soos volg. As jy 'n harde sponsie mens is, of 'n droë sponsie mens is, beteken dit jy het 'n harde hart en jy lewe die lewe op jou eie manier in plaas van om met God lewe. So, dit beteken dat jy, as jy nie bid nie en as jy nie jou Bybel lees nie, dan maak die wêreld jou hart en dit is dan moeilik vir jou om liefde te wys teenoor ander mense en mooi te praat teenoor ander mense, omdat jy nie God het wat jy sag maak nie. Maar as jy jou droë sponsie vat en jy laat toe dat jy begin Bybel lees en jy begin bid elke dag, dan is dit soos die Here se water wat op jou gaan val, en dan as dit op jou val, dan trek jy dit in, en dan as jy daagliks Bybel lees en bid, dan gaan jou sponsie voller word en nater word, sodat jy die Here se liefde in jou kan hê. En as jy die Here se liefde in jou het, en die wêreld druk jou, en die wêreld toets jou, of die Here toets jou, en hy druk jou, dat jy van sy liefde ontslaa raak, dan moet daai liefde ander mense ook beïnvloed, dat jy weer kan volraak met nog spasie vir die Here se liefde, en dat daai liefde van wat al klaar in jou gehad het, aangestuur kan word na ander mense toe. En die Here sê vir ons in Spreuke, in Jesegiel 36 vers 26, dat ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle 'n nuwe, gehoorsame hart van vlees. Nader my God by U, nog naderby. U is om Christus wil, Vader vir my. U liefde bly my by, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. U ken my angs en vrees, U staan my by. U lei my deur U Gees, maak my weer vry. U word verseker my, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Waar hartseer, pyn en leed my weer loslaat, sal U my nooit vergeet, my nooit verlaat. Deur lyding bring U my nader my God by U, nader my God by U, nog naderby, nader
welkom by vanoggend se erediens uitsending. Ek groet u vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Vrede vir u, mag u sy vrede en nabyheid ervaar daar waar u ook is. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte saam lees uit die Nuwe Testament uit 'n brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Rome. Romeine 12 vanaf vers 11 en ons tema vir vanoggend se prediking is van neerslagtigheid na geesdriftigheid. Word 'n aan die brand gelowige. Voordat ons saam lees, kom ons bid ook saam. Ons hemelse Vader, Here, ons bid dat u uself aan ons sal kom en openbaar, sodat ons u kan leer ken. Mag ons u liefde in Jesus Christus ken deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Here, ons kom plaas onsself as klei in u hande en vra dat u ons sal vorm en maak, totdat daar nie meer 'n stuk van ons lewe is wat nie deur u geraak en gevorm word nie. Dit kom bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees vir ons daardie gedeelte voor, Romeine 12 vers 11. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. 'n Mens kan nie altyd beheer wat met 'n mens gebeur nie, maar jy kan wel besluit hoe jy daaroor gaan reageer en daarteen gaan reageer en hoe jy daaroor gaan voel en optree. Slegte goed gebeur met almal van ons op een of ander stadium in ons lewe. Niemand van ons kan dit vryspring of vermy nie. En daar is 'n gesonde en normale proses waardeur 'n mens gewoonlik gaan wanneer slegte goed met 'n mens gebeur. Maar 'n mens kan ook vashak op 'n punt en 'n plek in jou lewe waar jy nie verder kan groei nie en waar jy God se doel vir jou lewe, sy vreugde en sy seëninge begin mis. 'n Plek waar 'n mens geestelik neerslagtig geword het. En dan het jy iemand nodig om jou daardeur te help, om jou net daardie hupstootjie te gee, sodat jy op rigting en op koers kan kom, en op 'n plek kan kom waar jy weer geestelik kan groei en ontwikkel. En groei is belangrik vir ons almal, want as jy nie groei nie, staan jy stil, en is nie lank dat 'n mens stil staan nie, dan begin 'n mens geestelik agteruit beweeg. En daardie geestelike agteruit beweeg is gewoonlik so 'n stadige proses dat 'n mens dit nie agterkom nie. Nie voor dit te laat is of jy jouself op 'n plek bevind waar jy so neerslagtig is dat dit moeilik raak en dat jy met baie moeite weer jou geestelike entoesiasme en jou geestelike geesdriftigheid terugvind nie. As gelowiges kan dit gebeur dat 'n mens op een van twee plekke in jou geestelike lewe kan opeindig. Jy kan of op 'n plek beland waar jy kwaad, hartseer en angsbevange is, of jy kan op 'n plek beland waar jy gelukkig, vreugdevol en met vrede in jou hart kan lewe, ondanks omstandighede en goed wat met jou gebeur. Of, soos wat ons in hierdie reeks daarna gaan verwys, jy kan of neerslagtig of geesdriftig wees. Neerslagtigheid, geestelike neerslagtigheid, lei tot magteloosheid en passiwiteit, terwyl geestelike geesdriftigheid lei tot bemagtiging en aktief wees en werksaam wees in God se koninkryk. Die goeie nuus is, daar is 'n pad daardeur. As jy op 'n punt gekom het of 'n plek gekom het waar 'n mens vashak. En die goeie nuus is dat 'n mens nie noodwendig hierdie stadige pad van agteruitgang hoef te loop nie. En ons beoog om 'n tweede reeks, 'n kort reeks te doen oor van neerslagtig na geesdriftig. En ons het dit ingedeel in basies 3 groot
oorsake, algemene oorsake wat gewoonlik lei tot geestelike neerslagtigheid. Die eerste een is my eie gebrokenheid, sondes en skuldgevoelens, van neerslagtigheid tot geesdriftigheid, en ons beplan as dit die Here se wil is om die 12de Julie daaroor met mekaar te gesels. Die tweede ene is konflik, kritiek en struikelblokke, deel 1 van neerslagtigheid tot geesdriftigheid. Met die Here se wil praat ons met mekaar daaroor die 26ste Julie, en dan laastens struikelblokke deel 2, die ekonomie, my eie persoonlike finansies en uitdagings, van neerslagtigheid tot geesdriftigheid, en as dit goed gaan met ons, dan gesels ons daaroor met mekaar die 9de Augustus 2020. Nou geesdriftigheid, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, is die Afrikaanse vertaling van 'n Griekse idioom, wat letterlik beteken om te kook. Om geesdriftig te wees is om te kook. Soos wat 'n pot op 'n vuur begin kook en mens daardie borrels sien opkom na boontoe, soos wat dit warm raak en soos wat dit begin kook. Wys geesdriftigheid na hierdie beweging wat binne in 'n mens se gees en binne in jou plaasvind wanneer 'n mens geesdriftig is voor die Here. Paulus skryf hierdie gedeelte aan die gemeente in Rome en sê vir hulle moet geesdriftig wees en nie eiewys en hooghartig nie, want dit hoort nie so te wees in die lewens van gelowiges nie. En die rede waarom hy dit vir hulle skryf is omdat daar volgens tradisie 'n gerug rondgeloop het in Paulus se tyd dat Paulus bang was om Rome toe te gaan, juis omdat hulle slimmer was as hy. Jy sien, die universiteit van daardie tyd het in Rome gesit. Dit is waar al die slim filosowe van die tyd was en waar filosofiese ontwikkeling plaasgevind het en die grootste groei daarin begin het. Filosowe soos Sokrates en Plato is bekendes wat in Rome gestudeer het en hulle filosofiese leerstellings geleer het. En hulle het gevoel Paulus wou nie Rome toe kom nie, omdat hy nie opgewasse is teenoor hulle meerdere en hoëre kennis daar by die universiteit waar die geleerdes is nie. Verder het die gemeente in Rome op 'n natuurlike manier ontstaan as gevolg van die invloed van Christene in die stad Rome in. Gewoonlik was dit nou maar gewees om handel te dryf en dan het hulle in Rome opgeëindig en daar het dan toe op die ou end van die dag 'n gemeente op 'n natuurlike wyse ontstaan gekom. Hulle het nie gesien dat iemand hulle daar kom plant het nie. Anderste as die gemeentes wat Paulus geplant het in Antiochië, Galasiërs en Efese, het hierdie gemeente natuurlik tot stand gekom. En hulle het in 'n sekere sin gevoel, omdat niemand hulle geplant het nie, en omdat hulle op 'n natuurlike manier tot stand gekom het, hulle beter is as die res, daar waar gemeentes geplant was. Natuurlik kom smoor Paulus hierdie praatjies in die kiem deur vir hulle hierdie brief te skryf. Nou die brief aan die gemeente van Rome, as 'n mens baie mooi daar gaan kyk, is baie meer as 'n brief waarin jy vir iemand skryf hoe dit met jou gaan en wat die rede is hoekom jy nie kon kom nie. In sekere sin is hierdie brief 'n skripsie waar Paulus sistematies en met ongeëwenaarde briljantheid onder leiding van die Heilige Gees 'n brief skryf wat die hele wêreld verander het. Paulus haal meer as 60 aanhalings en verwysings uit die Ou Testament aan. Om die waarheid te sê, daar is nie 'n enkele hoofstuk in Romeine waar daar nie 'n Ou Testamentiese geskrif aangehaal of verwys word na toe nie. En hy begin dan sy skrywe in hierdie brief deur daarop te wys dat almal is verlore.
Hy begin by die heidene nasies en die ongelowiges van daardie tyd en hy sê, maar julle is eintlik in 'n sekere opsig verlore. En dan vat hy dit verder en hy bring dit na die Jode toe en hy sê, maar as julle dink, julle is veilig, julle is eintlik net so verlore, soos wat die heidene is. En in 'n sekere sin is almal van ons verlore. Hy trek dit ook nader na homself toe en sluit homself nie uit nie en hy sê, ek self is ook verlore en hy verwys in Romeine na homself as 'n elendige mens. Geweldig neerslagtig en hopeloos, maar dan begin hy deur God se regverdiging, sy verlossing en sy genade uiteen te sit en te verduidelik. En hoe hy dit verduidelik en soos wat hy dit verduidelik, al hoe meer en meer begin dit in 'n mens op te borrel. As 'n mens dit lees en mens sien hier die geweldige groot heilsplan en verlossingsplan van God. En dan beweeg 'n mens vanuit hierdie neerslagtige posisie na 'n geesdriftige posisie. Tot hier in die begin van Romeine 12, wat Paulus dan vir hulle sê, maar moenie hierdie geesdrif verloor nie, moenie hooghartig wees nie, moenie eiewys wees nie, want dit is belangriker om as 'n eenheid saam te werk. Hy wys hulle daarop dat 'n geloofsgemeenskap baie meer is as 'n intellektuele uiteensetting van geskrifte. Dat dit die vuur is wat die pot aan die begin aan die brand kry en wat aan die begin die kook en die geesdriftigheid daarvan veroorsaak, maar die voortgesette dryf hang af van die onderlinge gemeenskap van gelowiges en die ondersteuning en die manier waarop gelowiges juis by mekaar kom en mekaar help. En dit is juis in moeilike tye dat gelowiges mekaar nodig het. En of die wêreld dit wil erken of nie, die wêreld ook gelowiges nodig het. Dat kerk wees baie meer is as 'n klomp individue wat by mekaar kom om 'n boodskap te luister en dan weer as individue uit mekaar uit te gaan, elkeen op sy eie paadjie. Die apostoliese geloofsbelijdenis sê dit mos. Dit is mos daardie geloofsbelijdenis wat ons somtyds van tyd tot tyd in die oggende met 'n erediens hardop saam sê, wanneer ons sê ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore seun. En hier na die einde toe, dan sê ons glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk. En baie belangrik, die gemeenskap van die heiliges, die saamwees, die eenheid van gelowiges. Dit bly vir ons die vuur wat die geesdrif aan die gang hou, wat die pot laat kook. Ons weet mos, as jy 'n koeltjie uit 'n vuur uit sou krap, en jy sal hom een kant wegsit van die ander kole, dan sal hy homself vir 'n rukkie kan in stand hou, maar oor tyd raak hy al hoe kouer, tot hy ijskoud is, en eintlik voor sy tyd verby is, alreeds neerslagtig is, en lankal sy doel en sy seën, wat God vir hom het, verloor het. Maar wanneer mens skole by mekaar krap, en jy hou hulle by mekaar, dan steek hulle mekaar aan, en dan hou hulle mekaar warm, en dan kook dit die pot. Dan kom daar geesdrif binne-in 'n geloofsgemeenskap. In hierdie tyd waarin ons leef, is dit juis nodig dat 'n mens sal oplet na jou geestelike geesdriftigheid. En seker maak dit is nie besig om te vervlou, omdat mens weg is van die ander koletjies in die vuur nie.
Vir 'n rukkie lank kan u dalk nog op eie stoom en op eie energie daardie geesdriftigheid hê, maar oor 'n lang tyd sal dit vergaan en vervlou. Daarom is dit nodig dat ons in hierdie tyd as gelowiges ekstra moeite moet doen om te verseker dat hierdie afsondering nie veroorsaak dat ons al hoe kouer en kouer word, tot ons dalk lou raak en totaal en al koud. Soos Openbaring ook sê, as julle maar warm is, en nou is julle lou, en daarom sal ek julle uit my mond uitspoeg. En op die ou end van die dag, nie net afgesny raak van die geloofsgemeenskap nie, maar ook afgesny raak van God self. Daarom is dit nodig dat ons op kreatiewe maniere in hierdie tyd na onsself sal kyk, dat ons wel op 'n manier by mekaar sal uitkom, dat mens ergens jou naam op die lys sal sit met die toelaatbare 50 wat ons op 'n Sondag by mekaar kan kom, dat 'n mens net op een of ander stadium by gelowiges op een of ander manier kan uitkom, sodat ons mekaar geestelik kan warm hou en nie ons geesdrif verloor nie. Hoopelik help hierdie kort reeks en ook die reeks waarmee Dr. Barry besig is oor suiwering, sodat jy nie sou afkoel en lou raak in geloof en uitsak nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons dank U vir U woord. Ons dank U vir broers en susters, vir 'n geloofsgemeenskap. Here, dit is ons gebed dat U ons sal bewaar en dat U in hierdie tyd 'n spesiale beskerming oor ons sal hou, sodat ons nie sal koud raak en afkoel, omdat ons nie by mekaar kan wees nie. Help ons, Here, met kreatiewe idees en maniere om steeds op 'n gesonde en goeie manier by mekaar uit te kom, totdat ons weer volledig kan erediens hou en as geloofsgemeenskap weer saam U naam kan eer en prys en aanroep. Here, ons gebed is dat U elkeen sal bewaar in hierdie tyd wat afgesonder en alleen voel, wat voel dat hulle neerslagtig is en dat hulle geesdrif verloor het. Help ons ook om vir ons 'n pad oop te maak, sodat ons by hulle kan uitkom en hulle kan help. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek wil kom stil word hier aan U voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom opmaak vir U Gees, Heer, as ek my vra voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, een word mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfs geen rykdom en ander ly en ondersloot. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders wat honger en lyding glad nie verstaan? Wat van die mense wat stikkend en seer is? Wat van die een wat eens
saam vergaan. As ek kan vra, Heer, waar is die liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by al die nood en seer verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in my wêreld die hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. As ek kan vra, Heer, waar is die liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by al die nood en seer verby. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met die heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Ontvang dan ook vanoggend die seën van die Here. Die Here sal u seën en sal u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en hy sal u altyd genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Ontvang hierdie wonderlike seën van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.